Be That Guy Everyday Heroes is 'n organisasie wat met skole reg oor Suid-Afrika werk om 'n kultuur van eerbaarheid, respek, integriteit en goeie waardes onder ons jeug te bevorder. Ek gesels nou met Willem Engelbrecht, mede-stigter van Be That Guy en stigter van Geared for Life, om meer uit te vind oor hierdie passieprojek van hulle. Willem, baie hartlike goeiedag. Goeiemôre. Hey, Pieter, lekker om hier weer te wees. Hoorie, so sê net gou vir my, die Geared for Life is 'n ding wat 'n klompie jare terug begin het en toe dit nou ontwikkel en nog 'n been, die Be That Guy. Net so vinnig die geskiedenis van beide. Ja, Pieter, ek sal sê Geared for Life 2010 begin. Het begin met die doel om jong manne soos 'n Joe en 'n Willem te gaan opspoor en net so 'n bietjie guidance te gee. Dit was die initiële hart gewees. En ek het na 'n hoërskool toe gegaan met 'n logo en 'n vrywaringsvorm en gesê ek soek julle 5 moeilikste manne. Ja. En ek wil met hulle gaan kamp. Dit was 'n avontuurkamp om hulle blootstelling te gee aan positiewe alternatiewe in die buitelewe. En met daai manne gaan kamp en gaan visvang en wors op riete gebraai en stokbrood gemaak en geriver off you name it. En daai manne vandag is my vriende. Dis 15 jaar later. 3 van die 5 wat op daai kamp was op my troue gewees en ons het nog kontak. So dis maar 'n mentorskapprogram. En dan 2016 is ek 'n jeugwerker by 'n hoërskool hier in Pretoria gewees en ek nooi vir ou Joe om te kom praat met die kinders want ek dink die man met sy tattoos en baard gaan nou 'n beter impak maak. Net vir die kykers wat nou wonder wie's ou Joe, natuurlik Joe Black, wie ons baie goed ken, ja. Ja, en ek's Wit Willem. Wit Willem en Joe Black. Maar die twee manne kan 'n ding doen, hoor. Maar ek nooi die broer met die tattoos en die baard toe na die skool toe. Ek dink die kinders sal daarom vir hom mooi luister. Het was 'n saai dag, 'n kosinsamelingsprojek vir behoeftige gesinne. En op daai stadium het Joe self nie werk gehad nie. Deur 'n moeilike tyd in sy eie lewe gegaan. Hy kom praat by hierdie skool en hy sê vir die kinders, if you pledge to be that guy and to be that girl, want hy het hulle nou aangemoedig om die verskil te wees wat hulle in die wêreld wil sien. Ons kan nie die wêreld se probleme oplos nie, maar wat binne die 4 hoeke van hierdie skool gebeur het, ons 100% beheer oor. En hoe ons mekaar moet hanteer, met mekaar moet praat. En dis die praatjie. Maar hy sê, if you pledge to be that guy and be that girl, steek jou hand op. En hulle almal steek hulle hand op en hy neem so 'n iconic selfie. Wat hy sê, ek gaan hierdie as evidence op Facebook post dat jy jou hand opgesteek het om te sê jy gaan die verskil wees. En daai aand gaan post hom op Facebook, maar hy het vir die kinders gesê om hulle self te gaan tag en hy caption hom. Hy sê, so lyk 'n skool wat hulle hande opsteek om die verskil te wees wat hulle in die wêreld wil sien. Laat weet Suid-Afrika, daar's 'n golf van hoop op pad. Wow. Op daai stadium is hy nog Joe Engelbrecht, nie 'n klou wat op hom wag nie, en dat hy 'n liedjie gaan skryf met die naam Bring die Hoop weer terug nie, maar ja, dit was die geboorte van Be That Guy, maar nog altyd ons hart. Ek en Joe het 'n groot omswaai in ons lewe gehad, waar die Here ons ook maar op 'n donker plek gaan haal het, en nou gebruik ons die platforms wat hy ons gee om is dit deels daai daai persoonlike passie van jou en ook natuurlik Joe in sy afwesigheid hier vanoggend wat jou dryf om juis uit te reik en met kinders te werk? 100%, net omdat ek kan relate met daai omstandighede en as tiener en die uitdagings wat saam met dit kom. Ons weet hoe lyk ons huise en dinge vandag en daar's nie altyd tyd of positiewe rolmodelle ensovoorts nie, en nou sê ons be the person you needed when you were younger. Dis maar die slagspreuk waarop ons leef, maar ja, dit kom maar van 'n plek af wat jy kan relate en hoe kan ek sê empatie en kompassie het vir die jong mense. En die kernwaardes of lesse wat jy deur beide hierdie projekte by die kinders wil tuisbring of die jong mense? Ja, dit gaan oor karakter. Hoe bou jy jou karakter? Ek en Joe gebruik baie keer so 'n eenvoudige voorbeeld van toe ons jonk was, het ons PlayStation of 'n TV game gespeel. Dan kies jy mos daai karakter waarmee jy wil fight. En dan het hy nou sekere stats, health and strength and speed and stamina. Nou jou fisiese karakter waarmee jy deur die fases en vlakke van die lewe en die uitdagings van die lewe gaan, het jy sekere stats nodig, en dit is loyaliteit, respek, integriteit, geloof. Al daai mooi woordjies wat by elke skool op 'n bord iewers geskryf is, maar hoe maak ek 'n deel van my identiteit, van my menswees? Hoe vorm ek my karakter? So dit probeer ons aan die kinders oordra. Sê, vat daai woordjie by die skool wat nou sê eerlikheid en haal hom van die bord af en sit hom in jou. En word eerlik, en as die eerste toets om oneerlik te wees opkom en jy slaag hom, dan wanneer jou woord en jou daad by mekaar kom, dan vorm ons nou karakter. So ons probeer daai konsepte by hulle vasmaak, en dit is moeilik, man. Dit is moeilik.
Dis moeilik, maar dis ook maklik want jy kom uit 'n plek uit Ja. wat jy ook al daai goeders mee gestruggle het en mee gestoei het en mee gefight het. Dink jy dis dalk nou vir jou makliker om dit juist so te kan relate na die jong mense toe? Ek dink verseker. Ek sê ek dink aan 'n ding gisterand. Ek sê die lewe het 'n manier om jou aarde toe te bring en dan kan jy relate. Jy sê met partykeer sê ons te hoog vlieg as manne baie talent, looks, wat ook al dit mag wees, het in hierdie lewe gekry het, dan vlieg ons dadelik hoog en dan partykeer dan moet jy weer humble word en aarde toe kom. Ek meen God self, Jesus moes aarde toe kom en toe daarna 'n verskil maak. En ek dink dieselfde het met my en jou gebeur en nou met ons rock bottom al getref het iewers en deur uitdagings gegaan het, kan ons die jonges help. Maar hoe het dit vir julle gebeur? Ek meen, julle het uit daai plek uit gekom. Wie het julle op so 'n kamp gegaan of 'n soortgelyke experience gehad wat die dinge net vir julle weer verander het en oopgemaak het, gesê het ons wil dit deel met die jeug van Suid-Afrika? Ja. Ek dink ons het genoeg tyd vir die hele rundown vandag nie, maar definitief 'n mannekamp was vir Joe 'n draaipunt in sy lewe. Joe het so 2 weke voor my 'n groot omkeer in sy lewe gehad. Hy het nog nooit die volle storie vertel van die dieptes wat die Here hom uit gaan haal het nie, maar ja, dit was 'n mannekamp en 'n ondervinding wat Joe gehad het. Dit was die maandag na daai kamp wat Joe by my kom en ek kan net sien hoe straal hierdie man en hy het nuwe hoop in lewe en hoe kan dit wees Boet, hulle gaan nou ons karre repossess en hulle gaan daar gaan 'n paar goed gebeur. En ek onthou, ja, en ek het net vir my SMS gestuur toe hy by my wegry daai tyd nog te sê ek het Boet, ek soek wat jy het. En dit my soeke begin en van daar af het ek net geweet ek moet terug gaan skole toe. Dis waar dit al vir ons skeef geloop het vroeg. En as ons dit daar kan regtrek, kan ons dalk 'n groot verskil maak. Willem, in baie kampe sal 'n ou kry, wil nou nie sê soortgelyke kampe nie, maar die kinders word genooi vir 'n kamp en daar word gefokus op dissipline en allerlei sulke goedjies, maar dit is gewoonlik ook teenproduktief. Verstaan jy wat ek sê? Dit het die verkeerde uitwerking. Wat maak dit anderste as 'n ou nou kyk na Geared for Life? So 'n kind is gewoond aan struktuur, rotine, veral 'n probleemkind met uitdagings word heeltyd voor gepreek en geraas. Ek vat hierdie manne om 'n naweek van 'n leeftyd te. Ek meen ons river raft, ons abseil, ons zipline, ons vang vis, hy skiet dalk 'n eerste bok. En daar's nie 'n rekening vir dit nie. Alles is deur die Here voorsien. Wow. En dan sê ek, wat jy gedoen om dit te verdien? Jy moet baie smart wees dat jou skool jou gestuur het. En dan weet hulle eintlik niks nie. Dan sê ek, maar dis mos genade, onverdiende guns. Dan maak ek daai konsep by hulle vas, maar dit is 'n spontane kamp. Dit is nie sessies waar ons gaan sit en soos wat hulle verwag nie. Hulle is heeltemal gebou as ons môreoggend eers 8:00 hoef op te staan of net bederf word en dan pad met hulle begin stap. Want jy is ek op my ouderdom te jonk, te oud? Nee, jy kan altyd 'n plan en 'n vergunning maak. Ekskuus, ek het jou in die rede geval, daar ons tyd hardloop uit. Vertel my van die nuwe app, jy weet die toep, soos hulle dit noem, die nuwe toepassing, Heroes Anonymous. Ja man, ek was vir lank so ek sê 'n jeugwerker gewees en ek weet kinders het nie vrymoedigheid om altyd met jou te kom praat nie en jy het maar jou paar regulars wat bereid is. Maar die kinders wat regtig met goed struggle kom net nooit by iemand uit nie en ek het toe 'n anonieme rapporteringsapp ontwikkel met die naam Heroes Anonymous waar 'n kind kan anoniem van die huis af rapporteer en sê ek word geboelie of ek voel nie lekker nie of 'n vriend van my lyk bietjie af of stuur vir my boodskappe dat hulle dalk nie meer kan sien vir die lewe nie. Ek meen as my broer was so geval op hoërskool self gewees en as hy het as hy nie hulp gekry het nie, was hy dalk nie vandag in die posisie wat hy is nie en ja, dis net weer om vir die kinders 'n gemaklike platform te gee waarop hulle kan hulp vir ander verleen of hulp kry. Ervaar die jong mense 'n ander tipe van druk as wat ons byvoorbeeld of dink jy maar is 'n tipe van druk wat 'n ou deur generasie tot generasie ervaar? Ek dink is 'n ander tipe druk, maar ek dink die vlakke daarvan is maar dieselfde. Maar ek moet baie keer met rugbyspanne byvoorbeeld praat waar die ouetjies druk ervaar want alles is op video. Hulle games word gekyk, daar's materiaal om hulle mee uit te haal op sosiale media as hy 'n tackle gemis het of gestamp is, gebamp is. En daai is goed wat ons nie meer hoef te gedeel het nie. Dit is nou 'n simpel voorbeeld van wat tegnologie nou in die game ingebring het en ja, hulle moet as jy nie populêr aanlyn is nie, is jy dalk nie so populêr by die skool nie, want ons het net die werklike lewe gehad. Hulle het 'n aanlyn lewe ook. Nou hierdie inspirasie wat julle bring by die skole deur julle praatjies met die kampe en so is maar net 'n gedeelte van die tipe dinge wat julle lei. Ek meen Be That Guy het nog ander dinge wat hulle ook doen om gemeenskappe te ondersteun, soos wat? Man, dis nou skoolvakansie, ons het 'n paar manne op crickettoer gestuur, cricket kits en spikes en allerlei goed uitgesort vir manne wat se paas dalk nie daar is om hulle kant te bring nie.
Ons het klomp manne en vrouens in dwelmrehabilitasie op hierdie stadium. Ons het 'n klomp wat ons so deursit, ook omdat dit 'n saak naby aan die hart is. Omdat ons self maar ondervinding in daai afdeling het. En ja, dit is maar altyd net help waar jy kan. Ek sê ons is so klein, ons doen so 'n bietjie subkontrakteerwerk vir die kerk. Ja. En daar's baie sulke organisasies nou daar buite wat jy kan sien maak 'n verskil en probeer. Waar gaan ons hierdie app in die hande kan kry? Man, ons kan ge-email word op info@bethatguy.co.za en dan van daar af sal ons al die inligting kan deurgee en kontak maak, kom besoek, wat ook al die geval. Baie maklik. info@bethatguy.co.za. Exact. Hoe kan mense betrokke raak as ouens op die kampe wil gaan? As jy 'n vrywilliger het of as jy iemand het wat net sê luister, ons wil deel uitmaak en ons wil julle hande net sterker maak. Ag Pieter, ja, net deur vir ons 'n mail te stuur. Ons sal altyd almal wil hê moet betrokke raak wat voel die Here het hulle geroep om 'n verskil te maak. Finansies is ook altyd 'n uitdaging. Ons hou maar mos so een keer 'n jaar 'n golfdag wat vir ons help om hierdie dinge moontlik te maak. Ons vra die kinders niks om op die kampe te kom en so voort nie, en ons neem die kollekte op nie. Is nou net daai golfdag wat vir ons help. So as enigiemand finansiëel wil bydra of met wat ook al jy het. Sê kom kamp by ons op ons plaas of wat ook al, en dan kom draai ons. Willem, baie dankie, sterkte vir jou dinge, en ek weet sommer julle gaan nooit nog sterker word van hier af. Be That Guy, en as jy meer van hulle wil uitvind, gaan maak ook net 'n draai op hulle webtuiste. Boy, wat 'n lekker geselsie, ons kan hierdie nog vir ure gedoen het. Bly jy net waar jy is hier op Goeiemôre, Good Morning, kry vir jou 'n vars koppie koffie net hier na gesels ek met JP.